Goeiedag en baie welkom by Opstanding Sondag se boodskap. Jesus lewe, die graf is leeg, hy het opgestaan, hy het grafdood en hel oorwin en ek en jy kan deel in daardie vreugde. By Tabernadei het ons in die eerste kwartaal oor woorde gepraat en ek het dit goed gedink om Paasnaweek ook daaroor te praat. Goeie Vrydag het ons oor sy laaste woorde gepraat, wat intentionele goed was wat hy gesê het, terwyl hy aan die kruis was, voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het. En ons het gesê, partykeer is laaste woorde vir mense belangrik. Wat het oupa op sy sterfbed gesê? Wat moet nou gebeur? Maar dan is daar ook hierdie ding van mense se eerste woorde. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. As iemand byvoorbeeld na 3 maande in 'n koma wakker word, dan wil almal hoor, wat was jou belewenis? Het jy iets gesien in die gees of wat ook al? Of gijslaars wat vrygelaat is, nadat hulle vir 'n jaar of 3 in 'n aanhouding in 'n vreemde land was, wil almal hoor, wat gaan jy eers vir ons sê? Wat was jou belewenis? Wat het jy gehoor? Wat het jy beleef? Sê vir ons. Nou daai eerste woorde sê iets van wat die persoon beleef, wat hy nou voel, en wat vir hom en vir haar regtig saak maak. Nou Jesus was onskuldig, dit weet ons. Toe sy wreed gemartel, hy's gekruisig, hy is doodgemaak, en dan na 3 dae staan hy op. Hy was letterlik, sê die Bybel, in die doderyk, waar hy graf, dood en hel oorwin het, en dan onverwags is die graf leeg, en hy lewe. Wat gaan hy nou sê? Wat gaan hy nou doen? Gaan hy nou mense veroordeel? Gaan hy nou wraak neem op sy moordenaars en op sy aanklaers? Ons het Vrydag tyd spandeer oor daai 7 laaste woorde en wat hy gepraat het voor hy sterf. Maar kom ons kyk gou na die gedokumenteerde eerste 4 goed wat hy sê wanneer hy praat nadat hy opgestaan het. Terloops, kan ek dit in Engels sê? Friday sê iets van it is finished, maar Sondag sê iets van it has begun. As ons sy eerste woorde na hy opgestaan het ontleed, ontdek ons sy hart, ons ontdek iets van sy opstanding wat vandag nog iets vir ons beteken. Hier is nommer 1, die Jesus wat opgestaan het, bring troos vir gebrokenis. In Johannes sê hy die volgende, hy sê, Jesus sê vir haar vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gemeen dat dit die tuinwerker is en het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggedra het, sê asseblief vir my, waar het jy hom neergelê en ek sal hom gaan haal? En Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabboni, dit beteken leermeester. Nou eintlik is dit 'n baie kragtige oomblik. Sy het gedink sy het Jesus vir altyd verloor. As ons die draaiboek moes skryf van hierdie gebeurte, sou ons dalk ingewerk het. Jesus se eerste woorde, dat dit dalk 'n preek moes wees, 'n preek van vermaning, van do's and don'ts. Ons sou dalk dit ingeskryf het, dat dit veroordeling sou wees. Maar sy eerste woorde is 'n vraag na welstand. Sy eerste woorde is 'n naam wat hy noem. En hier's wat dit vir my beteken, wat die opstanding vir Theo beteken. Jesus is nie ver nie. Jesus en die opstandings en kruisigingsgebeure is nie net 'n herinnering van lank gelede nie. Hy lewe en hy stel belang. Hy gee om. Hy ken my naam. Daar bly altyd iets spesiaal aan iemand wat jou op jou naam noem of jou op jou naam roep. Christendom gaan nie oor godsdiens nie. Dit gaan oor 'n persoonlike, intieme verhouding. Jesus ken jou naam. Hy wil weet hoe dit met jou gaan. Hy wil jou ook kom troos en versterk, soos vir Maria daardie eerste oggend. Hier is die tweede ding. Die Jesus wat opgestaan het, bring vrede vir die wat in vrees lewe.
Johannes 20 sê, gedurende die vroeë aand op daardie Sondag, terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus se disippels bymekaar gekom. Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Die disippels kruip weg agter geslote deure uit vrees vir die Jode en die Romeine. Hulle toekoms lyk donker en onseker. Hulle dink hulle geloof in Jesus het op niks uitgeloof nie. Dan skielik, onverwags, verskyn hy. En dan verskyn hy met hierdie woorde, vrede vir julle. Hulle het hom verlaat. Hulle het hom verwerp. Hulle het hom verloon. En tog verwyd of veroordeel hy hulle nie. Hy bring vir hulle vrede. Vir my bewys die opstanding, die kruisdood het werklik vir my sonde betaal. Hy vergewe my. Daar's vrede tussen mens en God. Dis moontlik. Romeine sê Paulus dit so, hy sê, as mense wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, het ons nou vrede met God, op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Te veel mense lewe agter geslote deure, uit vrees vir allerhande goed. Die Jesus wat opgestaan het, wil steeds tot jou lewe, wat vol vrese en fobies is, toetree, en hy sê vanoggend vir jou, vrede vir jou. Die derde keer wat Jesus praat, nadat hy opgestaan het, gee hy moed vir mense wat bang is. En dis nou 'n bietjie anders as die vorige punt se vrese. In Matteus 28:10, daarop sê Jesus vir hulle, julle hoef nie bang te wees nie. Vrees is een van die mees herhaalde temas in die hele opstandingsstorie van Jesus. Die vroue by die graf was bang, die disippels was bang, die wagte by die graf was bang. Maar die opstanding van Jesus verander alles. Hoekom? Want een van die mense grootste vrese is vrees vir dood. Maar dood is oorwin. Paulus sê in Korintiërs, o dood, waar is jou oorwinning? Dood, wat het van jou angel geword? Die betekenis van die opstanding is, dood is nie die einde nie. Dood het nie die laaste sê nie. Hoop is sterker as ons bang wees vir dood, vir ons vrese. Hy sê, moenie bang wees nie. Ek het dood oorwin. En dan is daar 'n laaste een waarby ek wil stil staan. Die Jesus wat opgestaan het, stuur sy mense op 'n sending. Ons is lief vir films soos Mission Impossible, maar ek en jy is ook op 'n missie. Ons moet 'n taak gaan afhandel. Jesus het uitgeroep, dit is volbring, toe hy sy laaste asem uitblaas, want hy het sy missie voltooi. Maar nou het hy vir jou en my 'n taak gegee. Matteus 28:10, daarop sê Jesus vir hulle, gaan sê vir my broers. Die opstandingsboodskap was nooit bedoel om by die graf te bly nie. Dit moes die wêreld ingedra word. Dink hieroor, die eerste getuies was net gewone mense. Dit was 'n groep treurende, huilende vroue gewees. Dit was hierdie vreesbevange disippels wat maar tollenaars en vissermanne was. Hulle word die boodskappers van hierdie goeie nuus, wat die trant van geskiedenis verander. Dit was nie opgeleide teoloë en vreeslike slim mense nie. Die boodskap van die opstanding sê, as Jesus opgestaan het, en as hy lewe, kan die kerk, dis ek en jy, dit nie stilhou nie. Die Paasboodskap is nie net een van, kom kyk na die leë graf nie. Dis veel eerder een van, gaan en vertel dit aan almal in jou leefwêreld. Kyk na die progressiewe aard van Jesus se eerste woorde nadat hy opgestaan het uit die dood. Hy praat eers met gebroke mense. Hy ken hulle by die naam, Maria. Dan praat hy met mense wat vrees, allerhande fobies het, en hy sê, vrede vir julle. Dan praat hy met mense wat bang is, veral bang is vir dood, en hy sê, moenie vrees nie. Maar na dit praat hy met sy volgelinge, en hy sê, gaan vertel. Dit bly altyd spesiaal,
as iemand wie jy lief het, jou naam roep. Die Jesus wat opgestaan het, roep jou by jou naam. Hy gee steeds vrede aan gebroke en bekommerde mense. Hy verwyder steeds vrees, veral vrees vir die dood. Maar dan stuur hy ons, nie net die pastore of die dominees nie. Hy stuur jou om hoop na mense toe te bring. Openbaring 1 sê, ek was dood en kyk, nou leef ek vir altyd. Jesus is nie 'n memory of 'n martelaar van 2000 jaar plus gelede nie. Hy leef en hy's die oorwinnaar. Hy nooi jou om te deel in hierdie oorwinning, maar sy opdrag is, gaan vat hierdie boodskap en deel dit met ander. In 'n hopelose wêreld, vat hoop vir mense. Kom ons bid. Here, ons harte juig vanoggend. Die kruis is leeg, die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Hy lewe. En nou nooi U ons om deel van hierdie oorwinningstog te wees. Dankie dat U my naam ken. Dankie dat U my vrese en my bangwees ken. En dat die kruis vir dit alles betaal het. Maar omdat U lewe, sê ek vir een vanoggend ja. Ek sal hierdie boodskap van hoop, hierdie goeie nuus na mense toe vat. In my leefwêreld, in my vriendekring, by die werk, in die straat, in die shoppingcenter, gaan ek vir mense hoop bring, omdat U vir my hoop gegee het. Ek seën elkeen wat hierna kyk en luister, in die naam van Jesus. Amen.